Vriende, gaan vra dat die manspersone vir ons sal staan, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Hemelse Vader, daar is 'n opgewondenheid in ons harte as ons dink daaraan dat U deur U Gees teenwoordig is in ons midde en dat U deur U woord en deur U waarheid ons wil opbou in die allerheiligste geloof. Here, die gebed van my hart is dat U vir ons met wysheid sal bekragtig in hierdie baie moeilike en uitdagende tye. En ag Here, dat ons oë gefestig sal hou op U, die leidsman en volëinder van ons geloof. U sê vir ons in die woord dat ons moet beklee met die Here Jesus Christus en dat ons geen voorsorg sal maak om aan die begeerlikhede van die vlees toe te gee nie. En Here, om ons te beklee met U self beteken eenvoudig dat ons U woord getrou sal bestudeer, dat ons elke sonde sal aflê en elke las wat in ons lewe na vore kom en dat ons met volharding, Here, hierdie wedloop sal loop wat voor ons lê. Dit is soms vir ons 'n uitdaging in hierdie baie moeilike tye. U weet van die ongeregtighede wat aangaan. Here, U sien die swakheid van ons vlees, U sien die dinge waarmee ons te doen kry, en die gebed van ons hart is, Here, dat ons deur die krag van U Heilige Gees elke dag sal aandurf met nuwe moed en met nuwe hoop, dat U wat 'n goeie werk in ons begin het, dat U dit sal volëindig. Here, baie dankie dat ons weet vir ons wat aan U behoort is daar hierdie stryd, dis kan die graf. Maar wanneer ons sterwe, Here, sê die Bybel, word ons oorklee met hierdie heerlikheid en sal ons in U teenwoordigheid wees waar ons nooit weer met sonde, pyn, droefheid, misverstande en al die ongeregtighede waarmee ons tans te doen het, Here, weer ooit mee te doen sal kry nie. En daarvoor wil ons vra, Here, dat ons met nuwe moed en nuwe krag hierdie jaar tegemoet sal gaan. En werklik U sal vertrou dat ons, Here, aan die einde van hierdie jaar sal terugkyk en sal sê, geloof sy die naam van die Here, dag na dag het hy vir my gedra. Help ons om geestelik sterker klaar te maak hierdie jaar, as het ons begin het. Help ons om meer van U woord te geleer het, help vir ons om meer tyd in gebed te spandeer, en dat dit nie net vir ons 'n voorneme of 'n droom sal wees, of iets wat ons begeer nie, maar dat ons woord by daad sal voeg, Here, of daad by woord, en dat ons werklik sal vra dat U ons sal help, om tyd met U te spandeer, want tyd saam met U, Here, is nie vermorste tyd nie, maar is juist tye waar U ons verander van binne na buite, sodat ons ook beelddraers van U kan wees in hierdie wêreld wat vasgevang is in sonde en in elende. Vader, ons bid ook waar ons vanmôre die waarheid van U woord aan U gemeente gaan meedeel, dat U wysheid sal gee, dat hulle kan verstaan en ter harte kan neem vir hulle wat inskakel, maak dit vir hulle maklik om te luister, en ag Here, dat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik sal wees voor U aangesig, my Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, ook hier by ons. Amen. Die vriende, ek gaan in die volgende paar weke wat kom, van hierdie voornemens van Jonathan Edwards vir u opsit. Een van die voornemens wat ons hanteer het verlede week, of die boodskap wat ek vir u gehou het, so by Kerstyd dink ek, wat hy gesê het, dat ek net dit sal doen, wat eer op God se naam sal bring en tot my geestelike heil sal strek, al die dae van my lewe. Nou ons weet, somtyds val ons, somtyds struikel ons, somtyds sondig ons, maar vriende, dit gee ons nie die reg of toestemming om te sê, ag, lyk nie ek gaan dit maak nie, so kom ek gaan maar aan eet, drink en wees vrolik nie. 'n Kind van God het altyd die begeerte om eer te bring op God se naam, om iets te doen wat tot sy geestelike heil sal strek, en daarom is die gebed van my hart, dat soos ons deur Jonathan Edwards se voornemens gaan werk, dat ons ook sal sien die groot waarhede daarin opgeteken. Hy was 19 jaar oud, toe hy hierdie 70 voornemens opgestel het, oor 'n tydperk van 'n jaar of 2, ek is nou nie seker nie, en hy is dood op 54, en hy staan bekend as een van die groot geeste van die kerk van die Here Jesus, 'n man wat lief was vir die Here, en ons gaan die voornemens so hanteer, met die gebed dat ons iets daaruit sal leer, en 'n groter toewyding aan die Here sal hê. Nou vriende, vanmôre gaan ons 'n samevatting van die wet van die Here hanteer, soos ons dit vind in Matteus 22. Jy sal onthou, dat die Here sy volk Israel uit Egipte land uitgelei het. Hulle kom by die berg Sinaï, en daar gee die Here die 10 gebooie vir hulle. En ons vind dit daar in Eksodus 20,
Nou baie mense sê ons lewe nie meer onder die wet nie, maar onder die genade, en dis gewoonlik mense wat die Bybel nie bestudeer nie, want Paulus sê in die Nuwe Testament, dat as ek die wet nie geken het nie, sou ek my sonde nie geken het nie. Die wet is 'n tugmeester na Christus. God se wet wys ons heeltyd hoe ver ons tekort skiet, hoe groot sy genade is en die vergifnis wat in Christus vir ons te vind is. Daarom het die Here ook die samevatting van die wet in Matteus 22 gegee, met die doel dat ons sal sien dat die gebooie van die Here word saamgevat in 2 van die hoofgebooie. En kom ek lees vir u wat daar staan. Die Bybel sê die Fariseërs en die Sadduseërs het saam vergader teen die Here, en wie was hulle? Hulle was vyande van mekaar. Die een het geglo aan die opstanding, die ander groep het nie geglo aan die opstanding nie. Die een groep het geglo aan engele, die ander nie. En die onderskeid lê daarin, die Fariseërs het geglo aan hierdie dinge, die Sadduseërs nie. Maar toe dit kom by die Here Jesus, toe vergader hulle saam. En die Bybel sê hulle vra 'n vraag, nie om inligting te bekom of om te groei in hulle geloof nie, maar om Christus te versoek. En wat is die vraag wat hulle hom vra? Here, lig vir ons een van die 10 gebooie uit, sê vir ons, wat dink u is die belangrikste in die wet? Vers 37, Jesus antwoord hom, jy moet, u sien ek het die woorde uitgelig, u en ek moet, die Here ons God lief hê met ons hele hart, en met ons hele siel, en met ons hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. Nou vriende, as hierdie die grootste gebod is, wat dink u is die grootste sonde wat 'n kind van God kan pleeg? Wat sal hy sê? Ok, ongeloof, liefdeloosheid. Ek dink die antwoord is vir ons ook hierin, dat ons God nie lief het met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand nie. En wie is daar vanmôre wat kan sê ek het die Here lief met my hele hart, met my hele siel en met my hele verstand? Nie een van ons nie. Daarom is ons afhanklikheid daagliks van die Here om vir hom te vra, Here, in hierdie dag, net hierdie dag, vergeet van gister, en vriende, môre is nie vir ons beskore nie. Here, in hierdie dag, gee my genade om alles in my vermoë te doen, deur die krag van u Gees om u lief te hê, met my hele hart, met my hele siel, en met my hele verstand. En as dit ons begeerte gaan wees, dan gaan ons naaste dit sien. En sê gou vir my, wie is die naaste aan u? Jou man, jou vrou. Baie keer sal die man sê, "Jesus, my vrou is vriendelik," behalwe by die huis. My man is liefdevol, behalwe by die huis. En die hele groot ding gaan daaroor dat ons naaste is, die mense die naaste aan ons, en dit kring uit na ons kinders, na ons familie, na ons vriende, na ons bure, na ons werksmense. En as ons God lief het, vriende, en daagliks die begeerte toon om God lief te hê, en deur sy woord dan ook nader aan hom beweeg, dan sal hierdie liefde sigbaar word vir hulle om ons. Kom ons bid die Here vir genade, dat 2024 'n jaar sal wees waar ons sal sê, Here, ek wil u lief hê. En deur u genade help my om u lief te hê met my hele hart, met my hele siel en met my hele verstand. Vriende, ons gaan vanmôre ook staande belydenis doen van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Ons bely vanmôre dinge wat baie kerke eenkant geskuif het. Ons kan nie die kerk van Jesus bou op ons eie metodes, eie manier of eie denke of gedagtes nie. Ons gaan vanmôre bely wat ons glo, daarna gaan ons spontaan sing van Gesang 245, die verse soos aangebring. So kom ons staan en ons bely hierdie groot waarheid en ons eer die Here vir wie hy is. Vriende, met ons hele hart glo ons in God die Vader. Hy is die Almagtige, hy is die skepper van die hemel en die aarde. En ons glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is uit die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
Vriende, ons gaan vir u vra om die woord van die Here oop te maak, daar by Josua die 3de hoofstuk, en ek gaan lees daar vanaf die 1ste vers. Nou, ek glo dat die meeste van u vertroud is met die gebeure in die boek Josua. Dit is die boek waar die Here dan die nuwe leier aanstel om sy volk dan in die beloofde land, die land Kanaan in te lei. En ons leer baie van Josua, die leierskap van Josua, maar bo alles leer ons van die God van Josua, die getroue verbondsgod wat getrou was om nie net vir hulle hierdie land te beloof nie, maar hulle ook in hierdie land in te lei. En ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na Josua en die volk, en dan hoe hulle hierdie beloofde land tegemoet gegaan het, en dan gaan ons bietjie 'n toepassing maak op 1 Mei wat die onbekende pad van 2024 moet bewandel. En ons gaan bietjie kyk hoe die ooreenkomste daar is, en wat die Here vir ons in sy woord gee wat ons kan doen, en dan vertrou ons die Here ook dat hy vir ons met wysheid sal bekragtig, dat ons die woord sal hoor, dat ons dit op die tafels van ons harte sal skrywe, en dat ons dan ook dit sal ten uitvoer bring deur die krag van sy Heilige Gees. Kom ons begin lees daar uit Josua, die 3de hoofstuk, ons begin daar by vers 1. Daarop het Josua die môre vroeg klaar gemaak, en hy met al die kinders van Israel het van Sitem af weggetrek, en by die Jordaan aangekom en daar die nag oorgebly, voordat hulle deurgetrek het. En aan die einde van 3 dae die opsigters die laar deurgegaan, en aan die volk bevel gegee en gesê, net soos julle die verbondsark van die Here julle God sien, en die Levitiese priesters wat hom dra, moet julle van julle staanplek af opbreek en agter hom aantrek. Maar laat daar 'n afstand van omtrent 2000 el tussen julle en hom wees, kom nie naby hom nie, sodat julle die pad kan weet waar julle langs moet trek. Want gister en eergister het julle nie met die pad getrek nie. Verder het Josua aan die volk gesê, heilig julle, want môre sal die Here wonders onder julle doen. En Josua het met die priesters gespreek en gesê, neem die verbondsark op en trek weg voor die volk uit. Toe het hulle die verbondsark opgeneem en voor die volk uitgetrek. Daarop sê die Here vir Josua, vandag sal ek begin om jou groot te maak voor die oë van die hele Israel, sodat hulle kan weet dat ek met jou sal wees, soos ek met Moses gewees het. Gee dan bevel aan die priesters, wat die verbondsark dra, en sê, net soos julle aan die kant van die water van die Jordaan kom, moet julle in die Jordaan bly staan. Toe sê Josua aan die kinders van Israel, kom nader hierheen en luister na die woorde van die Here julle God. Verder het Josua gesê, hieraan sal julle erken dat daar 'n lewende God tussen julle is, en dat hy sekerlik die Kanaaniete en Hetiete en Jewiete en Feresiete en Girgasiete en Amoriete en Jebusiete voor julle uit sal verdrywe. Kyk, die verbondsark van die Here van die hele aarde trek voor julle uit die Jordaan in. Neem dan nou vir julle 12 manne uit die stamme van Israel, een uit elke stam, en net soos die voetsole van die priesters wat die ark van die Here van die hele aarde dra, in die water van die Jordaan rus, sal die water van die Jordaan afgekeer word, die water wat van die bokant afkom, en dit sal soos een wat wal bly staan. En toe die volk wegtrek, uit hulle tente om deur die Jordaan te gaan, met die priesters wat die verbondsark dra, op die voorpunt van die volk, en net toe die draers van die ark by die Jordaan kom, en die priesters wat die ark dra, hulle voete aan die kant van die water insteek, terwyl die Jordaan vol was op al sy walle, al die dae van die oes, bly die water staan, wat van die bokant afkom. Dit het opgereis soos een wal, baie ver weg, by die stad Adam, wat langs Sartan lê. En die wat afstroom na die see van die vlakte, die Soutsee, het heeltemal verdwyn, toe die volk deurgetrek teenoor Jerigo. Maar die priesters, wat die verbondsark van die Here gedra het onbeweeglik bly staan op droë grond, binne in die Jordaan, terwyl die hele Israel op droë grond deurtrek, totdat die hele volk die deurtog deur die Jordaan voleindig het. Baie besondere gedeelte in God se woord, dis deur die Heilige Gees geïnspireer, en vertrou ons die Here dat hy vir ons wysheid sal gee in die verstaan van die woord. Baie keer lees mense die Ou Testament, en hulle kyk na die wonders en tekens wat die Here gedoen het, en hulle dink by hulle self, maar waarom gebeur dit nie nog vandag nie?
En ek dink die antwoord is heel eenvoudig. Eerste plek, ons is nie Israel nie, en die Here het ons nie uit Egipte gelei nie. Ons staan nie voor 'n Rooi See nie. Ons staan nie voor 'n Jordaan nie. En ons het ook, of kom ek sê eerder so, die volk het ook nie God se volle openbaring gehad, die woord van die Here nie. U sien, die grootste wonder wat God vir ons gegee het, is in die eerste plek dat hy mens kon word het, en dat hy vir ons sy woord gegee het, waaruit ons kan leer wie hy is, wie ons is, en hoe ons gereed kan maak om hom te ontmoet. En soos een van die groot hervormers gesê het, een van die grootste wonderwerke wat ons vandag op aarde sien, is wanneer die Here 'n sondaar uit genade kom red. Wanneer die Here 'n ou mens vat en hy maak hom nuut, en jy sien hoe sy lewe, sy denke, sy woorde, sy gedagtes, sy dade, en alles so verander, dat jy vir jouself vra, maar wie is hierdie man? Wie is hierdie vrou? Eens was hulle duisternis, en nou is hulle lig in die Here. Die God van wonders, wat vir ons in die Bybel hierdie waarhede opgeteken het, is die een wie ons aanbid, en die Bybel sê vir ons ook, dat ons hom eendag in sy heerlikheid sal sien, soos hy is. Nou iets seker afgelei, dat ek vers 4 as teks en oordenking gaan gebruik, en dit is hierdie vers wat sê, maar laat daar 'n afstand van omtrent 2000 el, tussen julle en hom wees, kom nie naby hom nie, sodat julle die pad kan weet, waar julle langs moet trek, want gister en eergister het julle nie met die pad getrek nie. Hierdie verbondsark wat deur die Lewiete gedra was ook 'n sigbare teken van God se teenwoordigheid, en soos hierdie Lewiete trek, op bevel van die Here, so die volk dan ook agter hierdie Lewiete in die verbondsark aangetrek. Die tema dan vanmôre is die onbekende pad van Josua en die volk, maar ook vir my en vir jou in die jaar 2024. En wat wonderlik is van die Bybel, vriende, dat u en ek duisende jare later hierdie verhaal kan lees, en ons kan sien dat daar ook vir ons 'n boodskap in opgeteken is. En ek vertrou dat die Here vir ons ryklik sal seën. Nou hierdie week het ek gesit en ek het gedink, wat sal ek preek by hierdie eerste Sondag van 2024, en ag vriende, ek het al so baie boodskappe gebring aan die begin van 'n nuwe jaar, en baie keer is daar boodskappe wat 'n mens oor wonder, daar is dinge wat jy graag vir mense wil sê, dan dink jy by jouself, as ek hierdie boodskap preek, gaan ek van Genesis tot Openbaring moet deurwerk in een enkele boodskap, en dit kan nog 'n lang en uitmergelende gedagte wees, en die gebed van my hart is altyd dat die Here vir my wysheid sal gee om vir u 'n kortbondige, maar ook deeglike uiteensetting van 'n gedeelte sal gee met die doel om u op te roep tot 'n nuwe toewyding aan die Here. En dis wat ek glo wat die Here ook op my hart gelê het. Ek het al voorheen gepreek oor 'n soortgelyke gedagte, en wil ek vanmôre 'n bietjie met u praat oor hierdie gedagte van die onbekende pad. Toe ek hierdie boodskap voorberei, het ek daaraan gedink, vriende, dat 'n mens wonder altyd aan die begin van 'n nuwe jaar. Wat lê vir ons voor? Wat lê vir ons voor? Ons kyk terug na 2023 en die jare voor dit, en ons dink aan al die hartseer, die droefheid, die siekte en selfs die dood, wat baie van ons gesinne besoek het in die afgelope jaar wat verby is. Dikwels, vriende, is die goeie dinge gedagte wat eintlik vaag is vir ons, en ons lewe eintlik met vrees, wanneer ons dink aan die nuwe jaar met al die dinge wat in Suid-Afrika en ook wêreldwyd aan die gang is, en ons vra vir onsself die vraag af, wat volgende? Toe ek gistermôre so by 6:00 se kant daar na die gimnasium ry om bietjie te gaan swem, ry ek verby 'n huis en ek sien die huis is aan die brand. Daar staan 2 brandweerwaans, daar staan polisie, daar staan verskillende mense daar, en ek wonder by myself, wat gaan aan? Het die ou in die slaap geraak, en wat het gebeur? En vanmôre toe hoor ek die nuus dat hierdie man aangeval was in die aand van Vrydag aand, vasgebind op sy bed, beroof van alles en aan die huis aan die brand gesteek is. En onmiddellik dink jy by jouself, dis die land waarin ons bly. 'n paar meter van my huis, brand 'n huis waarin hulle 'n ouerige man wat niks aan hulle kan doen nie, wreedaardig vermoor het. En dan dink jy by jouself, wat lê voor vir my? Wat lê voor vir my gesin? Wat lê voor vir my mense? En wil ek vanmôre hier aan die begin van 2024 vir u vra, dat u saam met my na Josua en saam met my na die volk sal kyk, dat u vrees te ruste gelê sal word, en dat u ook sal weet en besef en verstaan, dat God in beheer is ook van my en jou lewe. Die ure,
Die dae, die maande en die jare is deur God vir ons afgeweeg en ook alles tussenin met die doel dat ons nader en nader aan die Here sal beweeg, want ons het een lewe en baie gou gaan dit verby en net wat ons vir die Here Jesus Christus gedoen het, sal staande bly. Nou vriende, ons kyk gou vinnig na wat hier gebeur. Josua is nou die nuwe leier van die volk en die vra miskien vir jouself die vraag af nou, wat het met Moses gebeur? Hy was die leier wat God geroep het, daar by die brandende bos in die woestyn. Die Here sê vir hom, Moses, gaan lei my volk uit Egipte, want hulle was slawe daar, en hulle geroep het na God gekom in die hemel. Wat doen Moses? In getrouheid gaan hy na die volk, en hy sê vir hulle, luister, die Here het my gestuur om julle hier uit Egipte land uit te lei. Hy gaan na Farao, en ons weet, en ek het het seker al gelees, die 10 pla wat die Here gestuur het, en die Here lei die volk met 'n kragtige hand uit Egipte land. Wat gebeur? Hulle kom voor die Rooi See te staan. Die klomp soldate van Egipte land is agter hulle aan, en hier staan hulle voor die Rooi See, en die Here sê vir Moses, vandag gaan ek kragtige dinge onder die volk doen. Die Rooi See gaan oop, die volk trek deur, die Egiptenaars probeer dieselfde doen, hulle verdrink, en daar spaar die Here sy volk se lewe. Baie interessant, dis plus minus 7 dae se reis van deur die Rooi See na die beloofde land Kanaan. En wie kan gou vir my sê, hoe lank het die volk Israel in die woestyn rondgedwaal? 7 dae tot by die beloofde land. Hoe lank het dit die volk gevat? 40 jaar. Hoe is dit dat hulle dan 40 jaar vat om 7 dae se roete dan af te lê? Ongehoorsaamheid, ongeloof. Hulle het God nie vertrou nie. Hulle sien die wonder van die Rooi See, en wat doen hulle? Hulle kla oor die water, hulle kla oor die manna, hulle kla oor die kwartels, en toe die Here vir Josua en Caleb stuur om die beloofde land te gaan verken, wat sê die meeste van die volk? Ons sal nie die beloofde land tegemoet gaan nie, want die vyand is te groot en te sterk en te magtig, en die Here straf hulle deur hulle 40 jaar in die woestyn te laat ronddwaal. So ek hoop jy kry nou die prentjie. Woestyn. Wie was al in 'n woestyn? Ek was so 'n paar jaar terug daar by Langstrand, dis daar in Namibië. Hierdie kant is die see, daai kant woestyn. Glo my, dit kan warm raak. Die wind waai. Dit is 'n plek waar skerpioene en slange en allerhande goggas is wat ek en jy moet doen, probeer doodkry. Ons hou nie daarvan nie. Hier is hierdie volk in die woestyn vir 40 jaar, en die Bybel sê die reuk van die dood hang daagliks tussen hulle, omdat die mense sterf wat in rebellie teenoor God opgestaan het. Selfs Moses, die knegt van die Here, het gesterf, omdat hy teen God gesondig het. En nou na 40 jaar sê die Here vir Josua, Josua, jy gaan my volk in die beloofde land inlei. Josua, die nuwe leier, word die taak opgelê om hierdie volk die land in te lei. En ek wil vir u sê, Josua was benoud. Ons kyk altyd na die Bybelse figure, dan dink ons by onsself, wow, as ek net soos Josua kan wees, as ek net soos Moses kan wees, as ek net soos Petrus of Paulus kan wees, maar as ons hulle lewens bestudeer, dan sien ons, hulle was mense net soos ek en jy. Hulle het ook gevrees, daar was ook benoudheid, daar was ook vrae, daar was ook dinge wat in hulle gemoed aan die gang was, en toe die Here vir Josua sê, jy gaan my volk in hierdie beloofde land inlei, glo my, Josua was benoud. Miskien soos ek en jy vanmôre, en as ons dink aan die jaar 2024. Ek dink in Josua se kop het 1001 gedagtes gemaal. Nou vriende, as u dink dat die verkeer môre besig gaan wees, wanneer almal terug gaan werk toe, en ek weet nie of u die kolonies afdraai ken nie, daar is altyd, lyk my, 'n kermis wat gehou word, of een of ander ding wat daar gehou word, wat die verkeer loop nooit daar nie. Maar as u dink, dis besig, moet u na u eie gedagte kyk. 24 uur 'n dag, selfs wanneer jy slaap, is daar gedagtes, en jy raak soms moeg van al die gedagtes, want 9 die 10 keer is dit negatief, gevul met vrees, met angs, soms sondige gedagtes, en in Josua geval was dit nie anders nie. Ek het 'n paar vrae neergeskryf wat ek sou gevra het, as ek Josua was, en dit is dinge soos, wat wag op ons, as ons deur hierdie Jordaan gaan, en die beloofde land tegemoet gaan?
Miskien vra soos, gaan die volk my leierskap aanvaar? Gaan hierdie volk bereid wees om te veg teenoor die volkere, aangesien hulle 'n paar jaar tevore nie bereid was om dit te doen nie? Ek dink Josua het met baie vrae gesit, en as u miskien my vra, hoe kan ek so afleiding maak? Kom ek lees gou u wat staan in die woord van die Here daar in Josua 1 vers 1. En na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Josua, die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê, my knegt Moses is dood. Maak jou dan klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. Josua kry die opdrag, gaan hierdie land tegemoet, ek gee vir julle hierdie land as 'n geskenk soos ek beloof het. En nou vind ons die gesprek verder wat God met Josua gehad het. Onthou, die Here praat nie vandag met ons meer met 'n direkte stem nie. Waarom nie? Want ons het sy woord. Josua het nie 'n Bybel gehad soos u en ek nie. Hy het wel 'n gedeelte gehad, die boeke van Moses wat hy gehad het, en God het baie keer ook met hulle direk gekommunikeer, maar hulle het gehandel op God se woord. En hier praat die Here met Josua, en die Here sê vir Josua, hy moet die volk deur die Jordaan trek na die beloofde land Kanaan. Hoor wat gebeur, vers 6. Die Here sê vir Josua, wees sterk en volmoed. Dit beteken nie Josua moes na die gym gaan en hy moes sterker word, en dan sê die Here, nou sê sterk en nou sê volmoed, nou kan jy gaan nie. Nee, die Here sê vir hom geestelik, jy moet jou geestelik reg kry, vriende, en vir Josua was dit gewees geestelik reg kry vir die stryd wat voor lê. Hy sê, want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het. Vers 7, wees net baie sterk en volmoed. Vers 9, het ek jou nie beveel nie. Wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy gaan. In my geestesoog sien ek hierdie man Josua, en ek sien hoe sy knieknoppe teen mekaar slaan, uit vrees vir hierdie groot taak wat op hom gelê is, vir hierdie land wat hy moet in besit neem, maar ek hoor ook die woorde van die Here, waar die Here vir hom sê, het ek jou nie beveel nie. U sien, wanneer vrees ons harte aangryp, moet ons ook God se woord hoor, het ek jou nie beveel nie. En in die krag van die Here het Josua dan ook hierdie volk gelei na hierdie beloofde land. U sien, vriende, na hierdie woorde wat die Here met Josua gespreek het, lees ons in vers 10. Na die Here 3 keer van hom gesê het, wees sterk en volmoed, het ek jou nie beveel, wees sterk en volmoed nie, Josua moenie vrees nie. Toe het Josua aan die opsigters van die volk gesê, gaan die laar deur en gee die volk bevel en sê, maak vir julle padkos klaar, want oor 3 dae sal julle deur hierdie Jordaan trek, om die land in besit te neem, wat die Here julle God aan julle gee om in besit te neem. En vriende, dis presies wat God se oproep vir ons is, wat aan hom behoort hier aan die begin van 2024. Ek dink ook die Here wil vir ons vanmôre kom leer, gaan die onbekende pad tegemoet met, hoor nou, vrymoedigheid, met blydskap en met vreugde, want dieselfde God van 'n Josua is ook jou God en sal saam met jou trek elke tree van die pad. En u ken die verhaal dat alles wat met Josua en die volk gebeur het nie altyd rooskleurig was nie. Dit was nie altyd net voorspoedig en goed nie. Ons gaan vanmôre daarna kyk. En vriende, vanmôre wil ek net so 3 dinge vir u gee, waarmee u hierdie jaar tegemoet kan gaan. Wat vir u sekere ankers in u lewe sal wees. Wat vir Josua anker in sy lewe was, en vertrou ek dat die Here vir ons meer as oorwinnaars sal maak. Die vraag is, hoe het hierdie man Josua hierdie volk gelei? Wat was sy geheim gewees? Wat was die resep, kom ons sê in aanhalingstekens, van sy sukses? Want Josua het die Here bly dien al die dae van sy lewe tot die dag van sy sterwe. Wat was dan die resep gewees? En vriende, dis nie dieselfde as wat ons vandag kry. My vrou het gister heerlike piesangbrood gebak, en dan maak sy die piesangs fyn as meel, en ek weet nie wat alles ingegooi word nie, maar die eindproduk is verskriklik lekker. Glo my, ek moet dit eers proef voor u dit eet, anders word u miskien siek, en dan moet ek die gevolg dra van hierdie resep wat miskien nie reg is nie. Maar glo my, al die bestanddele was reg gemeng, die produk het na vore gekom, en ons kon dit eet. En dieselfde met Josua. Daar was sekere Bybelse beginsels wat Josua moes toepas
om dan ook hierdie pad met die Here met ywer aan te pak en ook suksesvol af te handel. En die eerste gedagte, vriende, wat ek raak gesien het, Josua het die onbekende pad met ywer aangepak, omdat God se woord sentraal in sy lewe was. Nou ek gaan nie vra om u hand op te steek vanmôre nie, maar ek wonder wie van u het vanmôre die Bybel gelees. Ek wonder wie van u het hierdie week die Bybel gelees. Ek wonder hoeveel kan onthou wat hulle hierdie week gelees het en waar hulle trek in hulle Bybelleesprogram. Baie keer kom mense na my en hulle sê, luister Gerard, ek sukkel met hierdie sonde, ek sukkel met daardie probleem, ek sukkel met hierdie mense, en dan begin ek altyd by die begin. Watter plek en watter rol speel God se woord in jou lewe? Mense soek een of ander ding wat hulle geestelik kan staande hou, en ek wil vir u sê, die eerste ding wat ons in Josua se lewe sien, hy was 'n man van God se woord. Die Here sê vir hom in Josua 1 vers 8, hierdie wetboek, dit wat die Here vir Moses gegee het op die berg, u gaan nou sien dat Josua saam op die berg was toe Moses daar was, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit nag en dag, of dag en nag, met die doel, sodat jy nou gesed kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Vir my so interessant, in ons huisgodsdienst is ons besig met die boek Daniël. Daniël beland in die leeukuil, en Daniël is doodrustig. Nou ek weet nou nie hoe oude doodrustig kan wees, wanneer 'n leeu, of klomp hongerleeu's, sien hoe jy afsak in hierdie put nie, maar Daniël rustig, waarom? Omdat hy God se woord dag en nag bepeins het. As God sy lewe sou neem, wonderlik, as God sy lewe sou spaar, wonderlik. Maak nie saak nie, God is in beheer. Hoor gou wat gebeur. Josua, Eksodus 24, toe die Here Moses op die berg roep, om vir hom nie net die wet in Eksodus 20 te gee nie, maar later ook al die ander verordeninge en gebooie, die bou van die tabernakel ensovoorts, sê die Bybel vir ons, en die Here sê vir Moses, klim op die berg na my toe en vertoef daar, en dat ek jou die kliptafels kan gee, die wet en gebooie, wat ek geskryf het, om hulle te onderrig. Hierop het Moses klaargemaak, en wie saam met hom? Josua. Josua was by toe God die wet gegee het, Josua was by toe God die verordeninge gegee het, Josua was 'n man wat God se woord lief gehad het. En met God se woord in sy hart het Josua die volk Israel gelei. Want u sien, 'n leier kan nie lei as die woord van die Here nie in sy hart is nie. Jy kan nie jou gesin lei as God se woord nie sentraal in jou hart is nie. Jy kan nie jou kinders en jou kleinkinders begelei as God se woord nie in jou hart is nie. Jy kan nie by die werk opstaan vir die waarheid en in liefde met ander die evangelie deel as God se woord nie vir jou belangrik is nie. Jy sien, vriende, Josua het hierdie volk op hierdie onbekende pad gelei, omdat die woord vir hom sentraal was in sy lewe. Jy sien, is vanuit God se woord dat ons wysheid ontvang, dat ons insig ontvang, dat ons die beloftes van God raak sien en genade verkry, dat die pad vir ons nie te lank sal wees nie. Ek wonder of u en ek regtig besef hoe belangrik die Bybel in ons lewe is en vir die jaar wat vir ons voorlê. Psalm 119 vers 105, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Nou, ek lees iets baie komies hierdie week van iemand wat eintlik opgewonde was en bly was toe die Springbokke oor see gespeel het. En hulle sê daar so half komies en tong in die kies, bly asseblief in Frankryk dat ons krag kan hê in Suid-Afrika. En nie fisiese krag nie, liggies wat skyn, en nou in die vakansietyd het ons so half gewoond geraak, daar's nie beerdkrag gewees nie. Maar die Bybel sê vir ons, God se woord is nie beerdkrag nie. Dis nie een dag lig en die volgende dag duisternis nie. God se woord skyn
elke dag op my pad. En as jy gaan nalat om die woord te lees, gaan jy nie die pad sien wat vir jou voorlê nie. Dis dikwels die dag wat ons God se woord verwaarloos, dat ons terugkyk en sien, ons het geval, ons het gestruikel, omdat die Here se woord nie sentraal in ons lewe was nie. Hoor wat sê Spreuke 6 vers 23. Hy sê, want die gebod is 'n lamp, en die onderwysing 'n lig, en die teregwysinge van die tug 'n weg tot die lewe. God se woord, vriende, is soos 'n lamp wat skyn. Psalm 119 vers 8. Ek sal u insettinge onderhou, verlaat my nie geheel en al nie. Ek het die woord in my hart geberg, dat ek nie sal sondig nie. Ek sal my verlustig in die insettinge, u woord sal ek nie vergeet nie. Nou hoor ek daar so een of twee wat vir my sê, daar in die gedagte, nou ek kan nie jou gedagtes lees nie, maar jy dink soos ek dink, want ons is mens, ons is sondig, en jy sê miskien daar in jou gedagte, luister man, jy weet nie hoe besig my program is nie. Almal is nie predikante nie, almal kan nie slaap tot 10 uur, en dan ontbyt eet by die Wimpy tot 11 uur, en dan bietjie gaan gym, en dan so bietjie gaan golf speel, en dan net so lekker relax, en 4 uur, die middag, jou gunsteling program op televisie kyk. Ons werk, julle ouens werk net Sondag, en in die week is julle nêrens. Nou vriende, ek is jammer, dat u dan die harde werk gekies het wat u tans doen, maar ongeag, jy moet tyd maak met God se woord. Of jy nou 'n baie druk program het, en of jy vanmôre miskien nou 'n rustiger program het, of jy nou 'n pensionaris is, en of jy nou die CEO van 'n maatskappy is, as jy bely jy behoort aan die Here, gaan die pad vir jou te lank raak, as jy nie die Bybel lees nie. As jy nie hoor wat God sê nie. Die Here sê vir Josua, wees sterk en volmoed. Die Here praat ook met my en jou deur die woord, en hy sê vir ons presies dieselfde, wees sterk en volmoed. Jy sien, God se woord is belangrik, vriende. Kerke probeer vandag, pastorale beraders, die sosiale media en dies meer, probeer vandag, om vir ons te sê, daar is iets meer as die Bybel wat ons nodig het. Iets moet so bietjie meer oomf, bietjie meer substansie. Ons moet 'n besoek van God kry, en 'n belewenis, 'n ervaring, 'n stem, 'n droom, 'n visioen, wonderwerke. Nee, ons het God se woord, en God se woord alleen nodig. As jy God wil hoor praat, lees sy woord. Die groot hervormer, wie kan vir my sê, wie was hy? Baie interessant as jy vra. Dan vra jy iets, sê weer, julle kan my hardop sê, die hervormer was Martin Luther gewees. Martin Luther, en toe ek die dag toe Calvin gebore is, toe sê ek vir Ethel, sy naam gaan wees Luther Calvin. Sy sê Luther is 'n maatinhoud, jy gaan hom nie Luther noem nie. Almal gaan dink hy's 'n Luther. Nee, jy noem hom Calvin, ons sal die ander naam kies. So, ek het verloor 50%. Maar Martin Luther het gesê, toe hy die hervorming laat teweegbring het, jy weet, hy het weggebreek van die Rooms-Katholieke kerk, oor al hulle vreemde gebruike. Toe sê Martin Luther, van die begin van die hervorming af, het ek vir God gevra om vir my nie drome, visioene of engele te stuur nie, maar om my die regte begrip van sy woord, die heilige skrif te gee, want solank as wat ek God se woord het, weet ek dat ek in sy weg sal wandel, en dat ek in geen dwaling sal verval, of op 'n dwaalweg sal gaan nie. Nou vra ek vir jou, is God se woord belangrik vir die deursnee kind van God? Ongelukkig nie. Daarom val ons aanhoudend, gereeld en gedurig, is die dae vir ons lank en uitmergelend, is daar min vreugde en blydskap, want die woord van die Here is nie sentraal nie. Daar is soveel kerke en stemme wat opgaan, wat vir ons sê, luister, hierdie boek is oud en uitgedateer. Luister, hierdie boek is meer relevant en op datum, as wat môre se koerant is. Dus baie keer as ek die Bybel lees, dan wil ek gaan klop aan my buurman se deur en vir hom vra, as jy nie dalk een van die skrywers van die Bybel nie, want hierdie skrywer van die Bybel het geleef in die jaar 2024, en dan besef ek, hy het nie geleef in die jaar 2024 nie, maar die God wat hom geïnspireer het geweet wat in 2024 in Suid-Afrika, in Kempton Park, Boksburg, Brakpan, en al hierdie plekke sal plaasvind, en hy sê vir ons, my kind, jy het my woord nodig,
dat die pad vir jou nie te lank sal raak nie. Dis 'n onbekende pad, maar die woord is die lig vir die volgende tree. Hoor wat sê Petrus in 2 Petrus 1. Hierdie profetiese woord, die Bybel, is baie vas en is 'n lamp wat skyn totdat die dag van die Here aanbreek. So dis nie 'n boek met beerdkrag nie. Dis nie 'n boek wat soms duister en donker is nie. Dis altyd die lig van God wat oopgaan en in ons harte inskyn wanneer ons die woord lees. Psalm 1 vers 1 en 2. 3 maal gelukkig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, die staan op die weg van die sondaars, nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaas in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Ek wil vir jou sê, as jy nie tyd het om die woord te lees nie, dan pleit ek by jou, pas jou program aan. Sit die televisie af, los jou selfoon, los die Xbox, los al die dingetjies wat jou van God wegtrek. En lees die Bybel. En jy sê miskien vanmôre, maar ek verstaan nie alles in die Bybel nie. Ek gaan jou geheim vertel, ek ook nie. Nou dat ek julle 'n geheim vertel, moet nie vir ander vertel nie, asseblief. Nou gaan julle vir hulle sê, hierdie predikant weet nie alles in die Bybel staan nie, hoekom luister ons nog na hom? Ek hoop nie jy luister na my nie, ek hoop jy hoor wat die Here vir ons wil sê, deur 'n eenvoudige diensknegt. Maar ek wil vir u sê, dit beteken nie as ek nie alles verstaan, dat ek die boek moet los nie. Jy verstaan ook nie jou vrou elke dag nie. Jy het daar nog nie gelos nie. En sy ook nie vir jou nie. Die hele gedagtes man net, ons leer mekaar ken. God se woord is baie meer as 'n verhouding tussen 'n man en vrou. Dis God se openbaring aan ons, dat ons kan hoor wat hy vir ons wil sê. Alistair Beck skryf, nou as u sy preke wil luister, is u welkom. Tik in Alistair Beck by Google. Ek weet nie of Google 'n tannie of 'n oom is nie, maar hulle is slim. Google sê vir jou, Alistair Beck preek, en hy skryf, there is a direct correlation between delighting in God's word, allowing it to control and guide our lives, and maintaining a zeal for purity. If we fail to cherish Scripture, the question is not if we will stumble in a matter of purity, but when. As ons nie die Bybel lees nie, maak jou gereed vir 'n baie moeilike 2024. Nie net wat die land en sy situasie aanbetref nie, maar jou optrede teenoor dit, en dan die sonde waarmee jy sukkel. Jy gaan val, jy gaan sondig, jy gaan struikel, jy gaan jou lewe met smarte deurboor. Daarom hoor die waarskuwing. Every one of us can keep our ways pure by hiding God's words of word in our hearts. Psalm 119 vers 11, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Ek gaan vir u 'n paar praktiese dinge gee wat ek toepas in my lewe. En ek bid dat dit vir u ook tot seën sal wees. Lees ten minste 1 hoofstuk per dag. Nou as u by 'n hoofstuk kom, soos Psalm 119, wat 176 verse het, en jy deel hom op in 2 of 3, gaan ek nie vir jou kwaad wees nie. Die Here gaan nie vir jou kwaad wees nie. Maar wat ek jou vra is, lees ten minste 1 hoofstuk per dag. Is dit te veel gevra? Is dit te veel gevra dat die God wat jou en my asem gee, wat vir ons lewe gee, wat vir ons voorregte gee, is te veel gevra om 1 hoofstuk 'n dag in sy woord te lees? Ek vra jou, vat 'n Bybel en lees. Want baie keer sê mense, ag, ek lees sommer daarso terwyl ek wag vir die dokter. Nou hoor ek dit en ek hoor dat en ek lees so, en as ek by die dokter ingaan en hy sou my vra, wat het jy nou gedoen? Dan sê ek het Bybel gelees. Wat het jy gelees? Ek weet nie. Maar hierdie ou hier voor het gesê 1 dag. En ek kan hom aftik, ek het hom gelees. Dis nie wat ek vra nie. Dink wat jy lees. As 'n vrou vir jou, as jy nou, ek kan daarom nog onthou, is baie jare terug, 34 jaar terug, wat ek daai bruid ontmoet het, en daai jaar het ons nog briefies geskrywe. Daar was nie regtig selfone so ver ek kan onthou nie. Maar jy lees daai briefie, jy ryk eers, né? Nou die jong kinders weet nie meer hierdie goed, jy kan nie in jou selfoon ryk nie. Selfoon is vuil. Maar briefies was gewoonlik met bietjie parfuum gespuit.
Dan ryk jy aan hom, en dan lees jy die mooi woorde wat sy vir jou geskryf het. As iemand vir jou vra, wat het sy gesê? Sê, maar ek kan nie regtig vir jou sê nie. Maar ek weet een ding, sy like my. Sy like my baie. Die gedagte is, jy dink terwyl jy lees, jy neem in, want daar is iemand wat vir jou geskryf het jy lief. As ons God lief het, dan dink ons wat ons lees. Ons verstaan miskien nie altyd so goed nie. Daar is tye waar ons miskien die tweede of die derde dag in daardie gedeelte 'n beter begrip gaan kry van die konteks. Lees, dink wat jy lees, konsentreer. Neem jou gedagtes gevange. As jy Bybel lees, is dit nie tyd om te dink aan jou begroting nie. Al lyk hy goed of sleg. Is nie tyd om te dink aan die sport van die dag of die kinders se aktiwiteite nie. Vra die Here om daar die paar minute te spandeer om te dink wat jy lees. Volgende ene. Skryf gedagtes neer en vra soos, hoe roep die Here my op om anders te dink oor my lewe? Vanmôre se gedeelte het gegaan oor, gedra julle waardig die roeping waarmee julle geroep is. Filippense 1. Met ander woorde, Gerard, gedra jy jouself waardig die roeping waarmee God jou geroep het? Kan ander mense sien en hoor en verstaan dat jy kind van die Here is? Nog 'n gedagte, hoe wil God my hart verander om anders te leef? As jy vanmôre sê jy sonder sonde is jy 'n leienaar. Daar is altyd sonde in ons lewe. Partykeer is dit daadsonde, partykeer is dit nalaatsonde. Ons grootste probleem is onsself. Ons stoei met ons eie sondigheid. Daarom vra Here, hoe wil U my hart verander om anders te leef? En dan, hoe sal ek vandag hierdie waarheid uitleef en met ander deel? Luister, as jy opgewonde, met hierdie opgewondenheid uit jou binnekamer stap, gaan jy iemand soek om die dag meer die evangelie te deel. Jy gaan hom soek. Maar ons lees baie keer die Bybel asof ons die rapport van vandag lees. Slegte nuus. Eerste bladsy, vrot, slegte nuus. Tweede een is slegter. Nog slegter. Nog slegter. En jy vat die koerant en jy sit om een kant en jy sê, dit was slegte nuus. En môre koop jy hom so waar as die vet weer. En jy lees weer slegte nuus. Maar die goeie nuus aangaande Christus, die stof begin op hom opdam en jy dink by jouself, ek verstaan nie regtig nie en ek gaan nie lees nie. As jy kind van die Here is, lees die woord. En dan probeer een vers memoriseer per week. Nou sê jy vir my, ek is 90. Daar is een tannie wat 90 is en ek waarborg julle, sy sal vir julle baie verse kan opsê vanmôre. En dan sê jy tannie in die 80 en sy gaan vir julle baie versies opsê en tannie is in die 60. Kan ek sê tannie 60? As jy oor 65 is jy vir my tannie. En daarom moet jy en ek die woord memoriseer. My vers vir hierdie week, Romeine 13:14, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Dis my vers vir die week. Dink daaroor, memoriseer dit. Hier's my versie. Hy's geskryf op 'n papiertjie. Hy kom in 'n sakkie. As jy nie 'n sak het nie, plak hom agter jou oor vas. Of sit hom op jou selfoon, of waar ook al. Maar leer God se woord. Praktiese wenke. En nou het die tyd my ingehaal, nou gaan ons vinnig oor na die tweede rad, en ons gaan die volgende gedagtes hanteer. So God se woord was sentraal in Josua se lewe. Daarom kon Josua die volk begelei volgens die woord van die Here. Maar gebed was ook vir Josua belangrik. Die Bybel sê vir ons dat die Here met Moses gespreek het. Ons sien daar in vers 9 van Eksodus 33, en as Moses in die tent ingaan, kom die wolkkolom af en gaan by die ingang van die tent staan en dan spreek hy met Moses. Die Bybel sê dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig. Nou ek het 'n bietjie navorsing gedoen daaroor. Hierdie aangesig tot aangesig is nie dat die Here sigbaar was nie, maar dit was soos 'n vriend wat met 'n vriend gepraat het. En die aangesig tot aangesig is vir ons maar net 'n aanduiding dat dit 'n persoonlike gesprek was wat God gehad het met Moses. Want die Here sê net verder aan in vers 20, niemand kan God sien en bly lewe nie. So die Here probeer vir ons in menslike taal deurgee dat hy met Moses gepraat het soos 'n vriend met 'n vriend gepraat het. Die Here het op 'n stadium vir Moses gesê, jy kan my nie sien nie, anders sal jy sterwe. So die Here praat met Moses terwyl Moses in gebed met hom praat. En die Bybel sê, wie was weer daar gewees? Josua. Hierdie man het hom nie uit die tent
verwyder nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat Josua 'n man was wat gebid het. Onthou u toe die volk Israel voor die klein stad Ai gevlug het. Onthou u? Agan steel uit Jerigo die bangoed. As u die storie nie ken nie, gaan lees dit vanmiddag. Is beter as Hollywood se flow movies. Glo my, gaan lees die Bybel. Agan steel van die bangoed, God se oordeel kom, Josua bid nie voor hulle hierdie stad Ai tegemoet gaan nie. Die stad Ai kom en hulle vernietig, of kom ek sê eerder, verjaag hierdie volk. Honderde van hulle sterwe en Josua is nou in gebed voor die Here. Josua skeer sy klere en hy val op die aangesig voor die ark van die Here tot die aand toe. En Josua het gesê, ag Here, Here, vers 8, Here, wat sal ek sê nadat Israel vir sy vyande die rug gegee het? Josua was 'n man wat gebid het. Gaan lees die Bybel, Josua het geweet wat dit is om met God te praat. Ek sê onlangs vir die Here, wanneer 'n mens op jou knieë staan en bid, is dit van die wonderlikste tye waar jy vir 'n paar minute vry is van hierdie wêreldse sorge. Dis iets besonder wat God ons gee, en ek wil vanmôre vir jou sê, miskien het jy die boksie afgetik daar by die eerste punt dat jy die Bybel lees. Maar as jy nie bid nie, vriende, dan is dit soos 'n voël sonder vlerke. Dis soos 'n golfer sonder stokke. Dis soos 'n soldaat sonder 'n geweer. As jy nie lees en bid nie, dan sal jy 2024 nie tegemoet kan gaan nie. Die pad is te onbekend, hy's te gevaarlik, hy's te vol sonde en uitdagings en beproewings. Daarom lees die woord en bid. As jy die woord lees, praat God met jou. As jy bid, praat jy met God. Daarom wil ek vanmôre vir jou vra dat jy 'n vasgestelde tyd daar sal stel om te bid en vir die Here te vra, lei my op hierdie onbekende pad. Here, ek weet nie wat vir my voor lê nie, maar ek vra, ek bid, ek pleit, gee vir my wysheid om hierdie pad te stap. Ek weet nie wat vir my kinders voor lê nie, ek weet nie wat vir my kleinkinders voor lê nie, maar ek bid, Here, gee vir ons wysheid vir die jaar wat voor lê. Daniel, die man van die Here, ek lees daar in Daniel 6, hulle vaardig hierdie verbod uit, dat niemand vir 30 dae 'n ander God mag raadpleeg behalwe die koning nie. Daniel se knieë klap nie te mekaar nie. Hy stuur nie vir almal 'n WhatsApp en sê, woe, sien hierdie nuwe wet wat die parlement gaan instel, is nag vir ons, is verby, is Ikabod, dis verby, ons gaan nie meer godsdienstvryheid hê nie, ons gaan almal bietjie in boeye sit, dis nag vir ons. Daniel kry sulke slegte nuus. Hy kry slegte nuus, vir 30 dae sal julle niemand anders te aanbid en niemand raad vra behalwe die koning nie. En toe Daniel dit hoor wat staan hier, dis vir my so eintlik, of die Here so bietjie vir ons hier 'n sin van humor wys. Luister wat gebeur hier. En net toe Daniel verneem van die bevelskrif, het hy in sy huis gegaan. Hoor nou, sy bokamer het vensters gehad. Ons almal, die klomp evolusioniste wil ons hê, ons moet dink, hulle het gebly in grotte. Almal het daar gebly en was grotmanne, wat krom geloop het en later regop geloop het. Nee, Daniel het 'n venster gehad, 'n paar duisend jaar terug. Hierdie venster was oop in die rigting van Jerusalem, en hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval, en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Nou sien ek hierdie klomp raadsmanne, wat hier so by Daniel se venster staan, en hulle hoor die volgende oomblik, prys die Heer met, en u ken mos die lied. Nou, weet nie of Daniel hom gesing het nie, maar min of meer. En hulle dink by hulle self, maar hierdie Daniel het mos gehoor, wat sê die koning. Daniel pla nie, want hy weet die God wat hy aanbid, is die God wat hom sal uitlei, al is die beproewing hoe groot, of as hy moet sterwe, is hy by die Here. Dawid in Psalm 55 vers 17, maar ek roep God aan, en die Here sal my verlos, saans en smorens en smiddags klaag en steen ek, en hy hoor my stem, hy verlos my siel in vrede van die stryd teen my. Baie kinders van die Here vandag wil hemel toe gaan, maar dit nie is tyd om 1 keer 'n dag te bid nie. Nie is 1 keer nie. Vriende, luister, gebed is nie om vir 'n halfuur te saanik voor die Here nie. Mense dink dis gebed. Vir 'n halfuur is ek daar op my knieë en ek saanik en ek gaan aan en ek maak mense mal.
Want dis die voorbeeld wat ek vir hulle neerlê, dis so 'n mens bid. Gaan luister, gaan lees die Bybel, die meeste gebede het ongeveer 160 na 200 woorde in. Gebed is nie om al jou groceries uit te pak nie. Dis om met God te praat en die nood wat nou in jou hart heers met hom te deel. En as daar 3 keer 'n dag geleentheid is, doen dit 3 keer 'n dag. En as jy iemand is wat langer bid as die volgende ene, bid net. Dis die belangrikste, bid net. Want die Here sê vir ons, as ons nie bid nie, sal die pad vir ons te lank raak. Jesus self het gebid en vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan en na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. Hebreërs 5 vers 7, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. Ja, daar is tye waar ons in geweldige angs en stryd en vrees onsself bevind, soos Josua hier voor die volk Ai wat hulle vernietig, of kom ek sê eerder gedood het Josua tot die aand voor die Here stil geword en toe het hy gebid. Hoe lank was Josua se gebed in Josua die 5de hoofstuk? 'n paar woorde. Here, waarom het u ons oorgegee aan hierdie stad Ai, en waarom gaan dit so swaar met ons, en waarom moet dit so gaan met ons as volk? En wat sê die Here vir hom? Het u dit al gelees? Die Here sê vir hom, hou op, kneel, en staan op, en gaan roei die sonde uit, wat in die volk Israel se midde is. Hou op, kneel voor my, en doen iets. Gebed is belangrik, maar om iets te doen, is net so belangrik. Lees die woord, en bid. As jy bid, praat met God, stort jou hart voor hom uit. Hy is die een wat ons harte ken. En my belewenis van hierdie jaar, vriende, sal direk gekoppel wees aan ons gebedslewe. Een man het eendag gesê, no prayer, no power. Little prayer, little power, much prayer, much power. Daniel het 3 keer 'n dag gebid, daarom kon hy in 'n leeukuil beland het sonder vrees. Sy 3 vriende in die vuuroond, Dawid vlug voor hierdie man, Saul, en hy sê, ek sal my vertroue in God stel. Hy's een van die suksesvolste konings van sy tyd. Dank God vir hierdie mense se voorbeelde. Tyd met gebed, of tyd in gebed met die Here is belangrik. Ek sluit die boodskap af, Daniel se vriend Josua. Josua die onbekende pad met ywer aangepak, omdat hy toegewyd was aan die Here, wat hy sy koning genoem het. Ek gaan nie alles vir u lees nie, vriende, die tyd het ons ingehaal. Dis 1 Januarie of die 7de Januarie, die horlosie se battery is nuut. Hy loop vinniger, u weet dit. So ek gaan vinnig deur die laaste punt werk. Hoe gaan ons hierdie onbekende pad tegemoet gaan, net soos Josua? Wat het Josua gedoen? Hy was toegewyd. Die Here sê vir ons in die woord, Numeri 14 vers 6, toe die volk Israel nie wil deurtrek na die beloofde land nie, het Josua en die man Caleb getrou aan die Here gebly. Was toegewyd, ongeag die uitdagings. U kan daarvan gaan lees. Die Here sê dit vir ons baie duidelik. Waarlik geen een van die manne wat uit Egipte opgetrek het van 20 jaar oud en daarbo sal die land sien wat ek aan Abraham en Isak en Jakob in die eed beloof het nie, want hulle het nie volhard om my te volg nie, behalwe Caleb, die seun van Jefune, en die Kenissiet, en Josua, die seun van Nun, want hulle het volhard om die Here te volg. Ons almal is nou ywerig om die Here te dien vir die nuwe jaar, stem jy saam? Ons batterye is gelaai, ons is reg, ons sien kans vir die jaar, ons sê, kom 2024, hierdie jaar is ek meer as oorwinnaar. En môre aand kom ons by die huis, en die bloed loop, en die boeksak sleep, of die werkstas sleep, en ons dink by onsself, ek het geval, dan wil ek jou vra, staan weer op. Volharding beteken, as jy val, staan jy op. As die vyand jou gewond het, vra jy vir nuwe krag. Josua se eind, ek wil amper sê boodskap, of die grafskrif van Josua was gewees. En Israel het die Here gedien al die dae van Josua en al die dae van die oudstes wat lank na Josua nog in die lewe was. Want Josua het gesê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek vra die paas vanmôre wat hier sit, sê jy vir jou gesin,
ek en julle sal die Here dien. Ek vra vir jou as ma, as ouma, is jy bereid om te sê, kom wat wil, ek gaan die Here dien. Ons spandeer te veel tyd om toegewyd te wees, vriende, aan dinge wat vergaan en te min tyd om toegewyd te wees aan die een wat vir ons alles gee. Ek pleit by jou dat jy vanmôre sal sê, Here, hier is ek. Die woord gebed en toewyding, volharding. Nou u en ek wat in die weermag was of in die polisie was, ons weet wat dit is om gedissiplineerd te wees. Daar is baie ander wat miskien gedissiplineerd in hulle sport is. Ons almal ken in 'n mate wat dissipline is, en dis presies in die geestelike lewe dieselfde. Dissiplineer jouself om die woord te lees, om te bid en om toegewyd te wees aan die Here. Moenie in jou hart plek maak vir 'n ander god nie. Of dit nou sport is, of dit nou ontspanning is, of dit nou werk is, of dit geld is, of dit plesier is, of dit genot is, wat ook al, moenie jou hart in 2 skeer of in 3 nie. Wees toegewyd aan die een wat jou gered het. Galasiërs 5 vers 1, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. Efesiërs 6:14, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord. 1 Tessalonisense 3:8, Paulus sê, nou leef ons as julle vasstaan in die Here. Hebreërs 10:23, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Aan die einde van hierdie jaar gaan u en ek getuig, of van vreugde en blydskap in ons lewe, of van hartseer of pyn. Hierdie lyn word in die sand getrek vanmôre. Jy gaan terugkyk oor 24 en jy gaan sê, watter vermorste jaar, kyk hoeveel droefheid en hartseer het ek beleef. Of jy gaan te midde van alles sê, deur God se genade is ek meer as oorwinnaar. Onthou u laasweek se voorneme van Jonathan Edwards, I will live for God, en die tweede voorneme, if no one else does, I still will. As jou vrou die Here nie wil dien nie, dien jy die Here. As jou man nie die Here wil dien nie, dien jy die Here. As julle albei die Here dien, help mekaar, bou mekaar op. Maar dien die Here. Wees toegewyd, roep jou kinders op, in voorbeeld wys vir hulle hoe om die Here te dien. Het is belangrik om te sien, die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, dan het almal gesterwe, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, wat staan daar? Ek het 'n ekstra bril hierso, ons sal hom so aanstuur, sodat die wat lewe nie vir hulself moet lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Ek vra jou vanmôre, as jy toegewyd aan die een wat jou gered het. 1 Korintiërs 9:16, die dwang is my opgelê en wee my as ek die evangelie nie verkondig nie. Ek sluit af met hierdie aanhaling. A.W. Tozer skryf. Hy sê, if God gives you a few more years, remember, it is not yours. Your time must honor God. Your home must honor God. Your activity must honor God, and everything you do must honor God. Wil jy 2024 tegemoet gaan met vreugde en blydskap ten spyte van die uitdagings, die sonde, die verval in ons land, die boosheid, dan vra ek vir jou dat jy soos 'n Josua hier by die Jordaanse voorkant sal staan en sal sê, Here, ek sien nie kans as u nie voor my uittrek nie. Gee my wysheid deur u woord. In gebed wil ek my afhanklikheid aan u verklaar. En Here, ek wil toegewyd wees, kom wat wil. Ek pleit by jou vanmôre, dat jy die onbekende pad sal aandurf. Het ons iets meer nodig? Het ons stemme, visioene, drome, openbarings nodig? Jy het die Bybelboek, die kosbaarste boek wat jy kan besit. Jy het God se gees wat jou hart verlig. Jy het die voorreg om te praat met God in die hemel, en hy hoor jou in sy hoogste hemele. En deur sy gees gee hy genade dat jy toegewyd sal wees. Dat jy sal sê, Here, as ek nog 'n paar jaar oor het, vanmôre sit ek en dink daaraan. Die Bybel sê 70 as ek sterk is 80. Werk gou uit, hoeveel het jy oor? As jy 70 haal, ek het 16 oor. 16. Dan is dit verby. Is nie jou tyd nie, is nie my tyd nie.
kom ons verheerlik die Here en kom ons gaan hierdie land tegemoet met 'n boodskap van vreugde, van vergifnis, dat Jesus Christus leef en hy red nog sondaars. Kom ons bid saam. Here, dankie vir Josua se lewe en ons bid dat ons hierdie groot geloofsheld sal sien as 'n doodnormale man met vrese, wat deur u woord en deur gebed bekragtig was, om toegewy te wees tot aan die einde. As ons dalk geval het, Here, as hier vanmôre mense is wat gestruikel het en nie weet wat om te doen nie, o God, bid ons dat hulle sal bekeer tot u, dat hulle die sonde sal versaak, dat hulle die hartseer, die pyn van die verlede by die kruis sal laat, en elke dag met nuwe moed, en nuwe kragtige moed sal gaan, omdat hulle weet, hulle verlosser leef. Help vir ons, Here, in hierdie jaar om meer as oorwinnaars te wees, en gee ons wysheid om te lewe tot u eer. Amen.